hartlike goeiemôre aan al my subscribers. Kyk julle, vandag is dit behoorlik 'n somersdag. Gister was dit 'n wintersdag en vandag gaan ek baie warm kry terwyl ek daardie heerlike koekies gaan bak. Hulle praat van 30 grade vandag in die Kaap. So ek wil vir Lena weer eens baie dankie sê julle. Ek en my man het vir jare gesukkel om die gemmerkoekie te maak met die kraak bo-op. Sy het ook tips gegee, so ek gaan dit ook met julle deel. En dan op my TikTok het ek ook 'n gemmerkoekie op. Hy is die harde gemmerkoekie en sy smaak is ongelooflik lekker, so ek sal hom ook nog met julle deel. So kom ek wys vir julle hoe vinnig en hoe maklik dit is. So wat ons eers gaan doen, ek vat sommer my maatbeker. Lena gebruik die geel wooden spoon. Sy sê hy het baie meer vet in. Julle, ek het hom laas ook so gemaak met die geel wooden spoon, maar ek gaan vandag die stok baking gebruik. Ek het vir Google gaan vra en Google sê hulle albei het 80% vet in. So ons benodig 250 gram sagte margarien. Kan hardop wees julle, want ons gaan dit in elk geval smelt in die mikrogolfoon. So ek het my koppie gespuit met kosproei en dan gooi jy 1 koppie goue stroop by. En dan gaan ek hierdie net in die microwave sit, laat dit smelt. So die stroop is al lou warm. Julle, my dogter het my kom surprise. Wat 'n aangename verrassing. Dit is altyd vir my so lekker om haar te sien. En nou gaan ons gaan net die droë bestanddele bymekaar bring. So dis 6 koppies koekmeel, 2, 3, 4, 5, 6. En dan 2,5 koppies wit suiker. En 'n half. Dan voeg ons 'n knypie sout by, 4 teelepeltjies koeksoda, maar nie opgehoop nie. Julle ken daai brand agter in jou keel, dis van te veel koeksoda. Net mooi 4. Skep hierso 3, 4 en dan Lena gebruik 12 tot 14 teelepels gemmer. Julle, so ons het 14 teelepels in. So ons koop groot mate, val as ons baie gemmerkoekies bak. Hierdie is sommer 'n hele kilogram. Dan werk dit 'n mens ook goedkoper uit. So 14 teelepels, kan bietjie opgehoop wees ook, gemmer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Sorry julle, ek tel maar wat anderste sit ek dalk net te min in. En dan gaan ons hierdie net deurklits met die draadklitser. Die gemmer ruik darm altyd heerlik. En laat my dink aan lekker gemmerbier. My pa het altyd vir ons gemaak toe ons al op laerskool was. Ek en my broer het sommer ingesit vir skool. En nou gaan ons byvoeg 3 eiers. En dan die goue stroop mengsel. En soos julle sien daar agter, is my bakplaatjies klaar gespuit met kosproei en die oond gaan ek nou sit op 200 grade. Nou gaan ons net deurmeng met die houtlepel en dan gaan ek dit verder deurmeng met my handjies. So ek het goed deurgemeng, julle kyk daar, dit is 'n lekker sagte deeg. En al wat ons nou gaan doen, Lena sê, mens bedek dit met 'n vaatdoek en dan moet hy nou rus vir 10 minute. Dan gaan ek hom net gou bedek. So die oond is op 200 grade en die staan vir 10 minute so toe met die vaatdoek. So Lena sê sy gebruik 'n 7,5 ml lepeltjie. So hierdie gaan klein gemmer koekies maak en dan kan ek gaan ook die 15 ml gebruik vir groter gemmer koekies. So ons skep dit uit. Julle, dit is 'n lekker sagte deeg hierdie. En dan druk ek hom net plat. En dan dip ons beide kante
in wit suiker. En ons pak dit so eentjie uit mekaar uit. Ek sorg maar net dat hy mooi rond is. Nou gaan ek net gou-gou die pannetjie klaarmaak. So julle, ek sien dit werk beter. Ek het 'n paar afgemeet. Dan rol hom eerder, voor jy hom probeer eers rond shape. Dan druk jy maar net plat en dip hom dan in die suiker beide kante. En sien daar? Hulle lyk bietjie beter as daardie. So die geheim is Selena, die oond is op 200 grade julle, so ons gaan hierdie in die oond sit en dan gaan ons die oonddeur oophou vir 4 minute. Net 'n bietjie, vir 4 minute, dan gaan ons hom toemaak en dan neem hy so 8 tot 10 minute, maar in my oond neem dit 12 minute, so ons gaan hom dan net bak tot lekker goudbruin. Sorry julle, vir daai 4 minute sit ons die mesie net daar, nie so waawyd oop soos ek nou gewys het nie. En dan is dit ook beter, het ek nou gesien, om hom eerder te rol en dan in te dip in suiker as wat 'n mens hom plat druk en dan dip in suiker. Julle, kyk net daar. Sien julle die kraak daar binne-in? Ek gaan vir julle wys. Hulle is net balletjies gerol en gedip in die suiker. En dan sit ek die mesie daar vir 4 minute. So ek wil julle nie deurmekaar maak nie, julle so rol hom net, moet hom nie plat druk nie. Ek sal julle nou die verskil wys. En sien julle, my cookie jar is leeg. So hier's die wat ek plat gedruk het. Hier's die wat ek glad nie plat gedruk het nie. Sien julle die verskil? Hy is ook 'n bietjie hoër. Daar's die kraak. En die wat plat gedruk is, het nie die kraak nie. Ek wil vir julle wys, daar bak daai pannetjie, daai moet ek nog bak, daai is klaar gebak, daai moet ek nog bak. So dit is 'n totaal van 162 koekies. So hoe langer jy hom bak, dan is hy harder aan die onderkant, maar ek sal dit nou vir julle wys. So die koekies wat langer gebak is julle, hulle is hoor daar, hard in die onderkant en die koekie is sag in die binnekant. Die koekie wat ek nie so lank gebak het nie julle, hy is sagter in die onderkant en hy breek ook makliker. So nou vir die taste testing, hier is die verskil julle, hier was die 15 ml en die 7,5. So bak jou koekie langer en dan is hy harder en hy's meer krakerig. Hoor daar julle. Die gemmer is nie te veel nie. Dis ongelooflik lekker. So julle, lekker bak en geniet dit. Ek is uiteindelik klaar julle. Ek het besig geraak met al die skorrelgoed en toe ek nou kyk of die gemmerkoekies reg is, sien ek o, gatsbelinda, jy het nooit die mesie uitgehaal nie. Sien julle daai met die kraakie in, nie? Kom ek wys vir julle hierdie met die mes wat ek in vergeet het. Kyk net daar julle. Ek soor in ekstase. So jy het nie nodig om dit eers toe te maak nie. Julle kan die heeltyd net die mesie inhou. En daar is 'n groot verskil weer eens tussen daai en daai.